dink, dan dink ek aan iemand wat vir sy jare jonk bly en wat met die jong mense saam kan voel en saamloop. En dit weet ek het baie beteken vir sy kinders ook. Dan kom ek by Barbara. Sy is stadiger as Fanny. Sy is baie vriendelik, sy is altyd vriendelik. As ons aan haar dink, dan dink ons aan 'n mens wat oorloop van vriendelikheid en liefde. Liefde vir mense, liefde vir die Here. Sy het altyd tyd vir mense met hulle probleme. Hoge mense, jy weet, professore en spesialiste, soos wat hulle in hulle gemeente het, mense hieronder ook. En dit is 'n besondere gawe in haar wat ek bewonder, dat sy kan skakel met mense op enige vlak van die lewensleer. En sy tyd vir hulle, en mense het dit aangevoel, en daarom gaan hulle ook na haar, dikwels in die verlede met hulle probleme. In hulle huis, en ek glo die vrou skep die huis, die tuiste, die atmosfeer in die huis. In hulle huis is daar altyd plek vir nog 'n mens. Ek het haar nog nooit hoor sê dat daar's nou te veel mense wat nou hier aangekom het nie. En ek haal my hoed vir haar af vanaand. En ek sê vir haar dankie namens die familie, dat ons altyd welkom is, soos ons vanaand ook by hierdie troue so welkom voel, saam met Esperance en met Johannes. Haar kinders is almal verskillend van geaardheid. En ek wil dit ook vanaand sê, sy het vir elkeen 'n plek in haar hart gehad. Dis nie altyd maklik. Soms aanvaar jy een kind wat die geaardheid wat jy van hou, en die ander een wat 'n ander geaardheid het, stoot jy so 'n bietjie een kant. Sy het 'n plek vir elkeen van haar kinders met elkeen sy verskillende uiteenlopende geaardheid. En dis 'n wonderlike ma wat dit kan doen. Sy het hulle lief net soos hulle is. Iets wat ek besonder ook van haar waardeer is dat sy probeer altyd iets moois van mense sê. Dit probeer sy regtig doen en daarom is ons soveel te meer lief vir haar. Sy het ook jonk gebly. Dit is my wonderlik as mense wat ouer word, jonk bly. En jonk van gees deelneem en aktief is. Sommige van ons wat ouer word gaan sit so op die kantlyn en dan kyk ons hoe die jong klomp aangaan en besig is. Maar Fanny en Barbara het die vermoë behou om nie op die kantlyn te sit nie, maar saam met hulle kinders die dinge van die lewe te geniet en te probeer byhou. Die laaste gedagte wat ek wil noem is haar liefde vir musiek. Haar kinders is almal betrokke by musiek, sing in kore, het gesing. Hulle het as familie opgetree in die verlede, die hele familie, tot Fanny ook. En nou beledig ek die skoonneuse nie, die Here het vir elkeen sy deel wat hy gee. Maar die musiek, dink ek in hierdie gesin, het gekom van hierdie ma, wat hulle geïnspireer het van klein tyd af, en self altyd betrokke was, self gesing het, selfs die een keer toe hierdie NG Dominee vrou 'n non was, in The Sound of Music, en daardie wonderlike liefde van musiek, is iets wat sy uitgedra het in haar kinders se lewe, en hulle geïnspireer het. En Johannes, ek hoop dat jou vrou sal voortgaan, om in julle huis dieselfde te doen, wat haar ma gedoen het. Die wonderlikste my van hierdie pa en ma van Esperance is dat hulle vir my opregte Christene is. Daar is baie soorte Christene in ons land. Daar is mense wat 'n vreeslike vertoon maak van hulle Christelikheid, wat 'n groot lawaai maak. Maar hierdie twee mense, wat ek oor jare ken, is mense wat regtig die Here liefhet, en wat daarom regtig hulle medemens ook liefhet. En daarom is dit vir my baie aangenaam om te vra, dat u saam met my heildronk sal drink, in die eerste plek 'n dankie aan 'n pa en ma, soos wat Esperance geken het deur die jare. En dan in die tweede plek 'n dankie aan die Here, dat hy hulle in staat gestel het om deur die jare ware ouers te wees, vir Esperance en vir al hulle kinders. Ek vra hy om op te staan en saam met my heildronk te drink. Lang sal hulle lewe in al gloria, in al gloria, in al gloria. Ons sê baie dankie aan Dominee Johannes.
Ek vra nou vir Fred Botha, 'n broer van Maas Soei. Hy woon ook nou in Bloemfontein. Blykbaar net vir 6 maande gelede het hy ingetrek om vir ons die huildronk in te stel op die bruidegom se ouers. Meneer die seremoniemeester, bruid en bruidegom, ouers van die bruid, dames en here. Hulle sê die predikante, jy kry glo 2 soorte nou. Hier is glo so baie predikante vanaand. Die travelaars en die settlers. Nou broer Fanie het vanmiddag vir my gesê hy is al 21 jaar hier in Bloemfontein. En broer Piet is ook al omtrent seker 20, 30 jaar op Witrifuur. So dit is eintlik 2 ou settlers familie wat vanaand hier saam gebind word. Dan is hulle natuurlik baie vrugbare families. Broer Piet kom uit 'n huisgesin van 11, 6 susters en 5 seuns. En broer Fanie het self 6 in hulle huis. Piet het self 4 gehad, so ons kan uitsien na 'n bevolkingsontploffing in die volgende klompie jare. Dit is natuurlik mits die kinders die murg in die pype het sien. Maar ons wens hulle alle sterkte daartoe. Dames en here familie, die Groblaar familie, wie is hulle? Ek dink hulle is redelik onbekend hier in Bloemfontein. Maar Piet kom daar van Ventersburg af, 'n goeie Vrystater. Ek weet nie van u wat Ventersburg ken nie, dit lê maar net hier aan die kant die Bult. En as jy uitgaan na met die ou Kroonstadpad, die grondpad lê daar 'n plaas net so 3 myl uit Ventersburg uit met die naam van Kraanvoëlvlei. Dit was die Groblaars se nes gewees daai. Hulle het daar gebore, hulle het groot geword, hulle het geboer daar tot oupa Groblaar nou gesien het, nee, die klomp is nou weg, want daai tyd moet jy weet, nou praat ons van die 30er jare en voor die oudste broer het gaan boer, die ander een het 'n predikant geword en die ander het onderwyser geword. En dit was maar al beroepe wat eintlik vir die Afrikaans sprekende oop was daai tyd. Nou ja, die een wat gaan boer het, julle het al baie van hom gehoor, hy het op 'n stadium die goue bad van Du Plessis daar op Kroonstad gekoop. Dit is broer Thys. Nou, broer Piet sê vir my, Anglo-American betaal nou nog ondergrondse regte aan sy boedel. Nou, dan is daar natuurlik, ek ken nou nie die almal so goed nie, maar dan is daar broer Koos wat die onderwyser geword het. Nou, hy is legendaries op Potchefstroom, hy daar studeer, en in ons studentetaal, hy was 'n terror daar. En vandag nog is Koos Boks bekend op Potchefstroom. En al wat die eerste jaar was, het gesidder as hulle van Koos Boks gehoor het. So dit is nou die ander. En dan het ons natuurlik vir Piet wat die predikant geword het. Begin as reisende sekretaris van die, wat is dat daar? Die Strewers. En toe later, kyk, dit is of Pofadder of 160 myl noord van Vryburg, beroep daai proponente, jy weet, en hy vat dit en toe is hy soontoe, en daarna so 'n paar keer, ek dink so 35 keer rondgereis, ek sal net nou al die plekke noem waar hy was, en maar toe gaan settle op Witrifuur, en hy het gesê, dit is die beste plek. Nou die dag het Dominee Burger hier gesê in die kerk, dat almal aspireer om in die hemel te kom, maar baie is maar bly as hulle net in Pretoria kan kom. Nou ja, broer Piet het besluit, Witrifuur is die naaste aan waar hy wil wees. Vriende, van Soei se kant, Soei, natuurlijk, julle weet, hy is Johannes se stiefmoeder, soos alle stiefmoeders het sy hom ook seker maar goed geslaan en so aan, maar sy het hom goed behandel en mooi groot gemaak. Hy was baie jong toe hy sy moeder verloor het, en toe hy so 10 jaar oud was, of 12 jaar het, Soei, maar nou moet ek vir julle eers die storie bietjie terugvat.
Toe kom die Botas in 1939 op Ventersburg. Hy was toe nou die polisman op Ventersburg. En die 2 dogters en 'n seun. Die seun is ek. Die een van die oudste dogter is nou Sue. En daar het ons mekaar nou raak geloop, die Groblaars en die Botas. En nou ja, hulle het saam, Piet het ook sy admissie op Potchefstroom en Sue was ook op Potchefstroom op universiteit. Daar nou so 'n bietjie na mekaar gekyk. Piet en Koos was gereelde besoekers aan ons huis gewees. Ek onthou so 'n klein seentjie daai jare, hoe hy en my pa oor die Bybel gestry het. Want my pa wil by hom geweet het, onthou ek baie goed, of hy in spooke glo, want die Bybel sê daar is 'n ding so spooke. En alle geval, maar hy het toe nou Stellenbosch toe, en so is Johannesburg toe, getroud en so aan. Sy het daar man verloor, hy het sy vrou verloor. En na 35 jaar het 'n vriendin van hulle weer by mekaar gebring. En dit was nou soms liefde met eerste oogopslag. Kyk, jy hoor van hierdie vinnige huwelike, dit was nou een. Ek dink Piet het 2 maal Johannesburg toe gery, toe sê hy nee, die ry maak hom klaar, kon ons trou. Dit was van April maand tot Junie maand. Dit was 'n blitstroue geweest. As hulle nie so oud was nie, het 'n mens gewonder. Maar in alle geval, aan die 2 is getroud, en toe Sue nou nog, by die 4 kinders wat sy reeds groot gemaak het sy toe nou nog vir Johannes en Pieter, dit is nou, hy wat daar sit. Dis nou almal afstammelinge van die Groblaartjies wat hier sit. In alle geval, dames en here, daar die families weer by mekaar gekom, en soos ek sê, Johannes het toe nou van sy eie moeder, aan wie sy knie hy gesit het, en toe later aan my ou suster sy knie gesit het, wat ook 'n goeie werk gemaak het van sy opvoeding. Ek wil vir u vra om 'n heildronk te drink op die ouers van die bruidegom, Pieter en Sue. Aslie, sal staan asseblief. Op Pieter en Sue. Lang sal hulle lewe, lang sal hulle lewe in hul gloria, in hul gloria, in hul gloria. Baie dankie. Nou hulle vertel ook van hierdie pasgetroude paartjie wat op pad is om Witbrood te gaan hou, na Natal. En hulle kom toe daar by die Drakensberge, by Van Renenspas aan, toe oorval die donker hulle, maar is toe net daar oor, en daar by Andrews Motel, baie van ons weet waar is die plekkie, kry hulle daarom toe slaapplek vir die aand. Maar is toe net een kamertjie, en die kamertjie het nou 2 enkelbeds. Maar die paartjie is nou baie moeg na die dag se spanning en so, dan is nou elkeen in hulle bed vroeg die aand in. En so rukkie gelê sê die vroukie, sê manlief, ek kry koud. En die manlief staan toe maar op, hy vat een van sy komberse en hy gegooi het oor haar. Na rukkie sê sy weer vir manlief, ek kry nog steeds koud. Ewige 2 staan hy maar weer op en hy vat die ander kombers om, dis sy laaste kombers en hy gegooi het weer oor haar. Hy gaan klim maar weer in sy bed in. En Johannes, hier kom nou woorde wat jy nou seker vir 3 jaar nog gaan hoor. Sy sê toe weer vir hom, weet jy manlief, toe ek nog in die huis was, op aande wanneer dit so koud is, het my ma altyd agter my rug ingeklim. En dis toe net waar manlief nou hom vererg vir die eerste keer in 24 uur, en hy sê vir haar, dink jy ek gaan nou 500 km terugry om jou ma te loop haal? Ag, ek vra nou vir Chris Fourie, dis Esperance se ou dramadosent verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat, om die heildronk in te stel op die bruid. Meneer die seremoniemeester, geagte vriende, ek gaan nie 'n toespraak maak nie. Ek het besluit, ek kom net vir 'n paar dinge vertel wat u behoort te weet. Esperance het gevra ek moet kom praat. Sy vertrou my, maar nou ja, ons sal sien. Esperance, het ek maar jou toestemming. Ek dink nou aan 'n hele klompie jare gelede toe ek die eerste keer vir Esperance ontmoet het. Dit was een aand na opvoering toe Dominee Fanie en Barbara vir haar daar aangesleep het en vir haar te kom wys hoe lyk 'n drama departement.
En sy was baie teesinnig geweest, ek weet, maar sy het maar so rondgekyk en ons het daar probeer oortuig, kyk, dit is die rigting wat jy nou moet swat. Dit sal vir jou goed doen. En sy was ook toe die volgende jaar daar. En dit het goed gegaan. Tussen hakies, besef jy dat jy 10 minute laat was vir die troue? Nou, vriende, sy was nooit een dag laat gewees vir klas nie. En dit is ook die rede, dis daaraan te wyte of te danke althans dat sy onderskeiding gehad het telke male in haar vakke, in haar studies. Sy was regtig 'n wonderlike student gewees en 'n wonderlike mens om te ken ook. Ek dink nou terug aan een aand, onthou jy die onthaal in die penthouse? Nou, sy Esperance het verskriklike hoë eise gestel aan haar bewonderaars. Ek het later aan begin dink sy gaan dit nie maak nie, sy gaan 'n ou jong nooi word. En toe haar suster nou voor haar trou, toe sê ek nee, nou se tickets. Nou kan ons maar vergeet. En toevallig daardie aand het sy 'n ou daar gehad en ek het gesien sy's nie baie lus om met hom te gesels nie. En toe ek op 'n stadium toe kom ek nou daar by hom te lande en ons klink nou maar 'n glasie en 'n gesels met hom. Hy sê my meneer is hom die mooiste meisie wat ek nog ooit gesien het. Nou ja, dit het ook nie lank gehou nie en dis ook maar goed. Ek dink Johannes, jy kan seker wees sy bedoel dit opreg. Ek dink sy het nou die een gekry wat sy wou gehad het. En sy lyk baie anders vandag as toe ek haar die eerste keer gesien het in matriek en ook in haar eerste jaar. Sy was Brenda, was sy nie omtrent die molligste in die klas gewees nie? En toe sy net daar by my verbystap, toe sien ek daar blink 2 hakspelle hier agter onder die sleep, soos sy haar rok stywer vasgebind het om haar. Sy lyk mooi, baie mooi. Mooi meisie. Maar nou dat ek so van skoonheid praat, sy laat my dink aan daardie ou gediggie van die Opperman, Sproeireën. En ek dink daarin is heelwat ook vir Johannes opgesluit. Die strofe in die middel sê, as ek 'n stukkie narkieskil tussen my vingers breek of knak, breek uit die klein sproeireën wat geurend om my hand uitsak, die boorde weer van swart filoos, en met die narkies om my heen, weet ek hoe dat 'n vrou kan troos. En ek dink dit is iets wat Esperance sal regkry. Met haar skoonheid, haar uiterlike skoonheid, maar ook met haar en veral met haar innerlike skoonheid. Dit laat my dink aan daardie Engelse gediggie waar die digter die uiterlike skoonheid met die innerlike skoonheid vergelyk en dan sê hy in die eerste strofe, it is not beauty I demand, a crystal brow, the moon's despair, nor the snow's daughter, a white hand, nor mermaid's yellow pride of hair. En dan in die 8ste vers sê hy, give me, instead of beauty's bust, a tender heart, a loyal mind, which with temptation I could trust, yet never linked with error find. En die laaste strofe, daarin lê weer vir Johannes baie opgesluit. One in whose gentle bosom I could pour my secret heart of woes, like the care-burthened honey fly that hides his murmurs in the rose. Ek dink dat dit vir Esperance pragtig opsom. Die uiterlike skoonheid waarmee die Here haar geseën het, maar dan veral die innerlike skoonheid. En dit pas ook vir my so pragtig by haar naam, want nou het Johannes sommer baie hoop, goeie hoop vir die toekoms. Goeie hoop, Esperance, Bon Esperance. Ek vra u nou om saam met my 'n glasie te klink en die heildronk te drink op Esperance. Why was she born so beautiful? Why was she born at all?
Ek moet nou werklik waar saamstem met wat Chris daar gesê het. Esperance stel baie hoë eise aan 'n man. Dit was omtrent so, as ek kan reg onthou, so 3 weke gelede, bel sy my een oggend en sy huil. Sy snik soos sy huil. Ek vra wat is die fout? Sy sê sy het so 'n nare droom gehad en sy kan nie die droom eers dink om aan Johannes te vertel of aan haar ouers nie. Ek sê nou, wat het jy gedroom? Sy sê nee, sy het daar in Pretoria geloop en sy's daar by 'n mark in waar hulle mans opvuil. Ek sê ja, sy sê, jy weet, in die Tarzan tipe het so 15.000 rand gegaan. Apollo tipe het so 20.000 rand gegaan. Die Richard Gere tipe, hulle was nou baie duurder, hulle was so 35.000 rand. Ek sê nou, wat daarvan? Sy sê nee man, die Johannes tipe het so 2 rand gegaan vir 'n bossie van 10. Nou, Johannes het sy skoolloopbaan begin en voleindig in Witrifuur aan die Laagveld, soos ons net ook gehoor het. En sy groot vriend van graad 2 af is ook vandag hierso. En ek vra vir Kielis van 'n Berg, ook 'n predikantseun, om vir ons die heildronk in te stel op die bruidegom. Dames en here, ek het nie 'n verskriklike toespraak voorberei nie. Ons dominee se seuns is maar van gewoonte om 'n ding kort te maak. Dames en here, drink saam met my 'n heildronk op Johannes Grobler, 'n vriend van karakter, 'n vriend van smaak en van styl, 'n man van sy woord. En Johannes Grobler, ewe kordaat, vol vermaak en 'n vriend van formaat. Johannes Grobler. Nou, vir die van die wat miskien nie weet wat 'n beroep Johannes beoefen nie, hy is in die ou taal wat ons sal sê 'n boekhouer. Nou vertel hulle ook van die grappie van, dis die tipe van hierdie flink ding, as ons so klompie jare terugdink op televisie, het, ek dink was Edwil van Aarde het die program aangebied. Was daar ook so 'n kompetisie gewees en daar was 3 persone, die een was 'n prokureur en die ander een was 'n ingenieur en dan die ander een was die derde een was 'n boekhouer gewees. Maar nie een kon hoor wat die ander een se antwoord is nie. En die vraagsteller vra toe eers vir die prokureur. Hy vra van hoeveel is 2 en 2? En die prokureur sit so 'n bietjie en dink, hy sê goed, ek het 'n verdediging met die beskuldigde en aan die ander kant het ek die aanklaer plus sy getuie. Hy sê dit is 4. Die ou sê baie mooi. Hy vra toe kom by die ingenieur uit. Hy vra vir die ingenieur, hy sê ingenieur, hoeveel is 2 en 2? Die ingenieur pluk sy Hewlett Packard rekenaartjie uit en dit druk so en hy sê is 4,00001. Die ou sê pragtig. En hy kom toe by die boekhouer en hy vra vir die boekhouer, sê meneer, hoeveel is 2 en 2? Die boekhouer kyk hom so, hy sê vir hom, hoeveel wil jy hê moet dit wees? Nou, vir die van u wat sukkel om belastingvorms in te vul, julle kan maar gerus vir Johannes vra, hy sal dit goed kan doen. Nou ja, die man van die dag is dan nou hierso en ek vra vir Johannes, die bruidegom, om sy toespraak vir ons te kom opsê. Johannes sterk te hoor.
Ja. Dit was baie mooi. Dit was baie mooi. Dankie vir die insette vir julle almal. En ek wil sommer vir julle al die mense in die saal sê, ek is so bly om julle te sien. Al ken ek julle nie almal. Jy sing vals, Altus. Maar in elk geval, dis wonderlik. Dis 'n wonderlike aand. Ja, die belangrikste. Het julle al 'n bietjie regs gekyk vir my? Kyk hoe mooi is hy. Die mooiste. Baie beslis. Esperance. Jy lyk wonderlik. En ek het al lank geoefen hier voor pa en ma. Ja, my linkerkant. Baie dankie. Sy is die oudste. Ek sal nou nie sê ek ken die ander 5 so goed nie, maar sy van waar sy, ek meen, van sy gebore is, weet ek, sy kom uit die wonderlikste huis. Ek het met die wonderlikste vrou getrou. Dan die lang lysie. Die lang lysie van bedankings. Eerstens, julle gaan baie lekker eet vanaand, dit weet ek, want kyk daai kosbakker daar aan die kant, dit roep my al. Hoe nou? Mevrou Liani Rotman, baie dankie vir die spysenering. Ek weet sy werk hard, so baie dankie. Mevrou Susan van der Walt, vir die wonderlike mooi hoofrangskikking. Ek dink dis iets ongeloofliks. Toe ek in die kerk instap vandag, toe dog ek, dis iets uit 'n ander wêreld. Tannie Elsa Joubert, of Peer se ma, soos ons almal haar ken. Tannie vir die tafelrangskikkings, dit lyk baie mooi. Baie dankie. Tannie Setty Herbs en haar helpers vir die tafeldek. Die groot opruim wat wag. En dan my mond is al seer gelag, maar hier's 2 mense wat my laat lag het vandag. Nee, ek is 'n mens wat baie hou daarvan om te lag, maar William en MC Williams, hoor jy, hier's nog baie wat gaan trou. Julle gaan nie beter fotograaf as hulle kry nie. Nee, regtig. Tannie Maureen Botha, ek wil net vir Tannie sê, Tannie moet asseblief vir Tannie se dogter Esther de Koning dank oordra vir al die mense. Vir die dank oordra vir Esperance se wonderlike trourok. Dit is ek het so gewonder hoe lyk die rok, en hulle het hom in lakens toegedraai en in kruiwas rondgestoot in die huis. Ek wou nou regtig sien hoe lyk hy, en toe ek nou vandag by die kerk kom en ek sien hoe lyk hy, my hart het 40 keer bommelakiesie geslaan. Ek kom daar. Oom Merwie de Kok. Oom is die beste kalmeerder. Ek het later gevoel die hem van my is papnat. Ek weet nie of oom vir my 'n nuwe hem gegee het nie. O ja, oom Merwie die troukar gery, daai mooi Mercedes. Mens kry nog ryk boere, moenie fout maak nie. Oom Merwie, baie dankie. Ja, raai wat nou? Vriende van ver. Hier's so baie. Ons sê baie dankie vir Pretoria se inset daar in die hoek. As ek so oor die mense kyk, ek sien mense van oom Appie van die Kaap af. Ek meen my eie persoon wat so kort en kragtige heildronk op my ingestel het. Al die pad van Hazy View. Dan vir die Milders. Dan vir die Milders. Ek dink daar's net een woord vir hulle sang vandag, die beste.